Right, ek praat hier vandag met Franso van SAI. Okay, julle weet almal hulle is besig met 'n ding met back and closure, een van 'n saak of 'n ding te bring. Nou hierdie back and closure storie is nou besig om in twee kampe in te gaan, nê. Een vir die ouens wat vir die boere is en die ding net so vinnig as moontlik wil oplos, en as hy daar die klomp wat wil sloer wat een of ander politieke agenda het of die goed vir hulle eie sakke wil doen of ek weet nie wat dink hulle nie, maar logika is by die regtyd. Okay, ek praat met Franso hier van SAI. Hy gaan my vertel waarmee is hulle besig, hoe loop die goed, wat is die regte inligting in die bedryf, hier's wat jy moet weet. Franso, hoe lyk dit? Goed en jy, André? Nee, wat aan die gang. Okay, right, hierdie back and closure besigheid. Julle is besig met 'n ding, verduidelik my sommer van die begin af, laat ons al die inligting ordentlik al buite kry en laat die ouens weet waar wie staan. Ja, André, ons het die 26ste Januarie saam met Sakeliga en Vrystaat Landbou 'n aanmaning uitgereik. En die aanmaning se baie kort opsomming is ons wil hê dat boere die vinnigste roete na 'n enstof kan kry. Ons is nie meer in 'n posisie waar ons net plek moet ent of in warm zones waar die siekte nou uitgebreek het moet ent nie. Ons moet nou voorkomend ent. En dit is ook in lyn met die minister se plan wat hy laas jaar aangekondig het dat ons die hele land in elk geval gaan ent. So die vraag is nou net hoe doen ons dit sodat ons sonder dat ons nog verder diere verloor of dat die siekte nog verder versprei. Want is die ding wat ek nie verstaan nie, nê? Is my diere, is my plaas. Hoekom kan ek nie enstof kry om die goeders uit te sort en daai risiko van al het ek nog nie back and closure nie. Ek wil my goed ent en klaar kry. Ek wil nie die blerrie ding hê nie. Hoekom word daai mag van my af weggevat? Ja, André, ek dink dit het baie te doen met hierdie 1984 wet wat sê dit is 'n staatsbeheerde siekte. Weer eens, daai wet is argaïs. Daai wet was geskryf vir waar die siekte in sekere gebiede uitgebreek het. Nou sit ons met, hulle sê 7 uit die 9 provinsies, maar na gister se oproepe kan ek vir jou sê dit is nou al beslis 8 en oor 2-3 weke sal dit al 9 wees. En die vraag is nou, so wat beteken staatsbeheerde siekte? Staatsbeheerde siekte beteken die staat moet kan DMA's of kwarantainzones kan afkondig, hulle moet kan padblokkades hou, hulle moet genoegsame entstof hê en dit kan versprei en kan ent. En dit is hoekom dit destyds 'n staatsbeheerde siekte is. Maar die heel belangrikste is monitering. Ons moet kan weet wie kry wat se enstof en wat se beeste word gespuit. En daar's hierdie illusie dat net die staat dit kan doen. Inteendeel, die enigste rolspeler hier wat nie daai vermoë tans het nie, is die staat. En nie op 'n skaal wat onsself nou uit hierdie krisis uit gaan kry nie. Nou kyk, is redelik eenvoudig. Jy kan maar gaan kyk oral waar die staat betrokke is in watter sektor ook al. Dit verander in 'n sirkus op die einde van die dag. Daar is nie die vermoë om hierdie tipe van goeders te doen nie. So my eerlike opinie is dat die oplossing lê op die einde van die dag in privaat sektor, nê? En ek dink dis waar julle ook staan, maar hoe lyk hierdie prentjie rondom privaat sektor? Is dit nou ons moet nou in totaliteit al die mag van die staat weg probeer vat en dit net in private veeartse hande sit of hoe werk dit? Nee, dit was nog altyd 'n gesamentlike poging. Dit was nog altyd staatsveeartse saam met privaat veeartse, plaaslike verspreiders. En ek dink, jy weet, dis die groot frustrasie op die oomblik. As die minister praat, dan sê hy, ons het beweeg na die hele kudde entstrategie in plaas van 'n reaktiewe strategie. Ons het die 10-jaar plan aangekondig en ons gaan die privaat sektor toelaat om deel te neem. In die 10-jaar plan is daar 3 fases. En dan sê hy, en dan, as ons back and closure vry is, wil ons graag toegang hê tot hierdie buitelandse markte. Maar binne in daai toespraak is daar sekere kritiese gedeeltes wat hy nie eers oor praat. Want waar is die inhoud in daai ding? Ek het daai ding gesien, hè. Dis asof hy net die bo langs praat, nê? En dit is net soos ons gaan, en so kyk, moenie worry nie. Ons is in die gemors van want ons worry nie. Ja, maar kom ons gaan kyk daarna. Kom ons sê hy praat van privaat rolspelers. Bel daai privaat rolspelers. Vra vir haar, het julle al enige kommunikasie van die departement af gekry oor wat is hulle uitrolplan? Het julle al enige kommunikasie oor dat hulle wel die entstowwe by julle gaan vat? Dan vra jy, almal sê die grootste rede vir die verspreiding is want daar is nie beheer oor die verspreiding van beeste oor die land nie. Ons het gister 'n insident gehad waar ons die polisie moes uitbel want rondloper beeste het in plekke ingegaan wat baie sensitief is en wat groot skade sou veroorsaak. Ons het toe met die polisie gesels. Op 'n nasionale vlak weet ons nou dat ten minste met die 4 provinsies waarmee ons gesels het, het hulle gesê ons is gretig om te help.
maar daar was nog geen kommunikasie van die departement landbou na ons toe om vir ons te sê wat het hulle nodig nie. Dit is hierdie komponente van 'n toespraak wat baie wyd is en wat nie genoeg inligting vir boere gee nie, wat mense baie bekommerd maak. En dit is hoekom ons voortgegaan het met die voorbereiding vir litigasie. Ons kort dat boere 'n roete het na enting toe en wat hulle weet wat is die plan en wat is die tydlyne. Want hier is die ding, nee, op die einde van die dag, hierdie ding kan letterlik, nee, want 'n klein huis, ek wil nie totale noem nie, 'n klein huisie vol boere ruïneer in totaliteit, nee. So, wat ek nou wil weet is, julle kom nou met hierdie ding, nee, dat julle het gesê tot die 30ste Januarie, het Johnny nou, kan hy nou maar reply op die goeders of whatever ook al, en, maar wat is die stappe daarna vorentoe? Ja, André, daarna sal ons die hof nader op 'n dringende basis. Hierdie is 'n krisis. Daar is reeds boere wat geruïneer is. Daar's reeds kuddes wat uitgewis is. Die melkbedryf in KwaZulu-Natal, wat ek net spesifiek van weet, want ek praat elke dag met hulle, hulle is al deur hulle tweede uitbraak. En dit was erger, sê hulle, as die eerste een. So ons gaan nou al in tweede uitbrake en waar diere reeds geënt was. Hierdie is reeds 'n krisis. So ons kan nie wag om die lang roete te vat nie. Ons kan nie 6 maande tot 1 jaar vat nie. Dit moet so gou gebeur as volgende week as die nodige stappe nie geneem word. As ons gelukkig is, word daar môre veranderinge gemaak aan die beleid en aan die regulasies. As ons gelukkig is, gryp die president in en sit self skouer aan die wiel, maar dit is nou 'n krisis. Wat kan ek as boer daadwerklik doen om op 'n manier, want dit voel vir my ek sit in so magtelose posisie. Wat kan ek doen om te help om die gewig net 'n bietjie te skuif na die regte kant toe? Ja, ek dink dring aan op informasie. Almal van al die boere behoort aan een of ander organisasie of aan een of ander gedeelte van georganiseerde landbou. Vra die vraag, sit druk op dat daai mense namens jou optree. Maak jou stem daar dik dat jou stem gehoor word. Ek weet daar is baie goeie rolspelers binne in die taakspan, nie net aan die veeartseny kant nie, maar ek weet met TLI en die MPO en daai manne aan die boere se kant van die taakspanne. Al daai mense het die regte bedoelings en hulle is besig om so hard as moontlik te druk, want hulle is daar om hulle lede se stemme te dra. En ek dink ook net 'n belangrike ding om te noem is, die minister het kommentaar gelewer gister en gesê die van ons wat druk vir regsaksie, doen dit om lede te werf. Organisasies soos ons in bestaan vir krisisse soos COVID, wanneer boere nie hulle produkte kan skuif nie, wanneer regulasies maak nie voorsiening daarvoor nie, of vir 'n nasionale krisis soos hierdie. Geen boer kan hierdie monster op sy eie pak nie, maar dis hoekom hulle organisasies soos ons in Sakeliga in Vrystaat Landbou het, is want saam kan ons 'n monster soos hierdie tackle. En met hulle ondersteuning individueel maak dit vir ons moontlik om die beste mense te kry om vir hulle die kortste roete na enstof te kry. Jy sê 'n baie belangrike ding, nee, dit is want nou is dit 'n kwessie van nee, maar julle gooi nou 'n spanner in ons works om ons werk te doen en so hulle wil nou klaar die blame sien om aan 'n organisasie soos julle toe skuif, nee. Maar op die einde van die dag, jy kan nie net hierdie ding los nie, nee. So sit ons by 'n plek. Ek voel persoonlik, jy sit by 'n plek waar jy daadwerklik gaan moet kant kies. Of as jy 'n draadsitter is jy by default in hierdie staat se kant en jy gaan maar okay, dit sal okay wees. Dit gaan nie okay wees nie. Ons moet daadwerklik alles in ons vermoë doen om te probeer om hierdie ding regtig hok te slaan en die goed so vinnig as moontlik soos jy sê, in privaat sektor se hande te kan kry, laat ek as boer ten minste, want ek worry nie, ek sal betaal vir die enstof. I don't give a crap. Geen net vir my die goed dat ek my beeste kan ent. Nee. Maar daai mag word van my af weggevat. Is dat ons net op daai manier die goeders bymekaar kan kry, is ek reg? Ja, kyk André, ek kan net praat uit ons eie mandaat uit. As SAI is ons belangrikste missie om familieboere op hulle plase te hou. En van ons kant af was dit nog altyd ons beweging om die boer se stem na die regering toe te vat en nie vir die boere verskonings uit te dink of vir die regering verskonings uit te dink sodat ons hulle boodskap na die boere toe kan vat nie. So dis hoe ons werk doen. En ons gaan aanhou om dit te doen. Daar sal ander organisasies of gedeeltes van die regering wees wat hulle kante so aan mekaar sit, maar dit is hoe ons dit gaan tackle. Uitstekend. Frans, baie dankie. Dankie vir die moeite wat julle doen en sterkte.
Right, dit is François hierso van Saai af. Okay, luister hier, baie belangrik, nee. As jy van daai kei, jy gaan moet kant kies. Nee, as jy nie meer van oor jy gaan rustig wees en wat ook al nie, jy gaan moet begin geraas maak. Dring aan op antwoorde. Vra die ouens wat weet, wat gaan aan, kry vir ons antwoorde, gee daai ou 'n mandaat om die inligting te gaan haal as jy moet, nee. So, dis baie belangrik dat hulle op die einde van die dag kan ondersteuning gee aan die ouens wat actually daadwerklik iets moet wil doen. Die kort en die lank is, help jy ons wag vir die regering om iets te doen nie. Daar gaan niks gebeur nie. Ons gaan nou met pressure opsit.